Dit is nog 'n dag, nog 'n oggend. Jy het ingeskakel by op die tafel en ek glo hierdie oomblik is ook vir jou ingrypend om te hoor wat God vir jou ook wil sê. En Paulus skryf vir ons in 1 Korintiërs 13, hiervan bly oor geloof, hoop en liefde. En dan weet ons, hy sê die grootste hiervan is liefde. En dan word daar baie geskryf en gepraat oor geloof, maar wanneer dit kom oor die konsep van hoop, dan raak ons stil. En hoop is deel van dit wat ek en jy elke dag gaan vashou oor dit wat God oor jou en my uitgespreek het. Romeine 15 vers 13 sê die volgende: Ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. Hoop moet deel wees van ons toekomsverwagting, om te hoop op dit wat God vir ons gaan doen. Maar nou lees ek hier, wanneer hoop deel kom vorm van my lewe, dan is daar vreugde en blydskap elke dag in my. So die uiteinde van om te sien of jy regtig na God toe gaan met jou hele lewe, is om eintlik net dop te hou en te sien of daar 'n vreugde en 'n blydskap in jou gees is, wat die mense rondom jou aanwakker om te sê, my hoop is nie op die regering, nie op 'n wêreld, nie op 'n ekonomie, my hoop is op die Here. Die vraag is, waarvoor vertrou jy vandag vir God? Wat is dit wat jy op hoop? Wat is daardie goed wat jy na God toe bring en sê, Here, ek hoop dat my huwelik sal verbeter. Ek hoop dat my finansies in orde sal kom. Ek het hoop dat my kind by God sal wees. Ek het hoop vir hierdie jaar met dit waarmee ons besig is, dalk op universiteit of op skool. My hoop is in die Here. Wanneer ek my hoop na God toe bring, wanneer ek met hom kom praat, dan word my lewe gevul met blydskap en met vreugde. En die uiteinde daarvan is, dat mense kan sê, ek kan sien, jou hoop is in God. Kan ek saam met jou bid? Dankie Vader vir hoop. Dankie dat my hoop vandag in U is. En dankie dat almal rondom my sal kan sien en beleef. My hoop is nie op ander sisteme ingestel nie, maar net op God. Amen. 'n Mooi dag, totsiens.